Hallo almal, is julle reg vir 'n vinnige oefening om julle te help om daai aardrykskunde eksamen heeltemal kaf te draf? Kom ons kyk wat julle weet. Goed, die reëls is super maklik. Ek gaan 'n vraag op die skerm sit en dit vir jou lees. Dan kry jy 5 sekondes om te dink wat die antwoord is. Daarna wys ek die regte antwoord en dan gesels ons so vinnig daaroor. Is jy reg? Kom ons spring weg. Reg so. Ons eerste ronde gaan alles oor natuurlike plantegroei en die klimaat. Ek hoop daai dink en doen pette is styf op julle koppe. Hier kom ons heel eerste vraag. Wat is natuurlike plantegroei? Dink mooi. Jou 5 sekondes begin nou. En die antwoord is: dis al die plante wat heeltemal van self in 'n gebied groei, sonder dat enige mense dit geplant het. Jy weet, soos die veldblomme wat jy langs die pad sien. As jy dit reg gekry het, wel gedaan. Vraag nommer 2. Watter 2 dinge het die heel grootste invloed op watter soort plante iewers groei? Dink gou. 5, 4, 3, 2, 1. Daar het jy dit. Dis die klimaat, jy weet hoe baie reën dit kry, en die fisiese kenmerke, soos of dit nou bergagtig of plat is. Hierdie 2 dinge werk saam om te besluit watter plante daar gaan hou. Reg, vraag 3. Dink nou aan 'n lekker warm, droë plek soos die Karoo. Watter soort plante gaan jy heel waarskynlik daar kry? Jou tyd begin nou. Ja, presies. Geharde struike, kaktusse en natuurlik vetplante. Hierdie plante is baie slim, want hulle stoor mos water in hul blare en stamme om in daai droë hitte te oorleef. Dink maar aan 'n alwyn. OK, hier is 'n lekker een. Hoe kan jy die verskil sien tussen wilde plante wat net groei en plante wat op 'n plaas geplant is? Gee my 2 maniere. Jou tyd begin nou. Wel, dis eintlik maklik. Jy kyk na die uitleg. Boerderyplante is amper altyd in sulke netjiese, reguit rye en patrone geplant, terwyl natuurlike plante sommer deurmekaar groei net waar hulle wil. Die struktuur op 'n plaas is net baie meer georganiseerd. Goed, kom ons gaan nou na 'n plek waar dit baie reën en lekker warm is. Hoe sal die plante groei daar lyk? Jou 5 sekondes is aan die gang. Absoluut. Dit sal woudeagtig wees. Dink aan 'n digte woud soos die Tsitsikamma, waar al die bome hoog en baie naby aan mekaar groei om al daardie sonlig en reën op te slurp. Hierdie is 'n bietjie van 'n moeiliker ene veral vir ons vriende in die Kaap. Watter plante groei is taai genoeg vir daai warm, winderige sommers en is mal oor winterreën? Dink mooi. Fynbos, natuurlik. Fynbos is heeltemal uniek aan Suid-Afrika en is perfek gemaak vir daardie klimaat. Dis so taai, dit kan selfs veldbrande oorleef. Nou vir 'n vraag oor 'n baie bekende boom. Daai groot, dik krumetartboom. Wat stoor hy in sy massiewe stam? Jou 5 sekondes. Water. Daardie reuse stam is soos 'n ingeboude waterbottel. In die nat somer suig hy hoope water op en stoor dit dan om deur die lang, droë winter te kom. Slim, né? OK, laaste vraag vir ronde 1. Ons het nou net oor fynbos gepraat. Hoekom is daardie presies dieselfde area so perfek vir die groei van druiwe? Dink 'n bietjie aan die klimaat. En dis omdat druiwe presies van daardie tipe klimaat hou. Lekker baie reën in die winter wanneer hulle rus en dan warm, droë somers om taai druiwe soet maak. Dis hoekom ons sulke pragtige wynlande daar kry. Baie werk met daai eerste ronde. Julle doen absoluut fantasties. Nou kom ons beweeg aan na ons tweede en laaste ronde. Alles oor die savanna. Reg so. Vraag nommer 9. Die savanna grasvelde het 'n ander, baie algemene naam wat ons almal ken. Wat is dit? Jou tyd begin nou. Dis reg, die veld. So eenvoudig soos dit. Wanneer mense praat van 'n safari in die veld, dan praat hulle eintlik van die savanna. Vraag 10. So, hoe sal jy die klimaat van die savanne of die veld beskryf? Dink 'n bietjie aan die seisoene daar. 5 sekondes. Die antwoord is warm, nat somers en koue, droë winters. Dis nogal belangrik om te onthou dat dit in die winter baie koud kan word en daar kan selfs ryp op die gras wees in die oggend. Goed, die naam grasvelde gee dalk so 'n klein leidraad hier. Watter tipe plant kry ons die heel meeste van in die savanne? Dink gou.
Ja, natuurlik is dit gras. Alhoewel daar hier en daar 'n paar bome en struike is, soos daar bekende doringboom, is dit meestal oop vlaktes vol gras. Dis perfek vir al die bokke en sebras om te wei. Voorlaaste vraag. Mense gebruik hierdie groot oop grasvelde vir allerlei dinge. Kan jy aan twee gebruike dink? 5, 4, 3, 2, 1. Julle is so slim. Eerstens, vir boerdery. Die grond is baie goed vir gewasse soos mielies en koring. En tweedens, vir natuurbewaring in beskermde parke soos die Krugerwildtuin, waar al ons wilde diere veilig kan rondloop. En hier is dit, ons heel laaste vraag. Hoekom is die savanne die tuiste van so baie verskillende diere, van olifante tot leeu's tot asvoëls? Wat maak dit alles moontlik? Jou laaste 5 sekondes. En die antwoord is, want daar is kos vir almal. Die gras voed die herbivore, soos die sebras en die bokke. Daai herbivore voed weer die karnivore, soos die leeu's. En dan eet die omnivore, so 'n bietjie van alles. Die hele voedselketting is daar. En dit is dit. Fantasties gedoen almal. Julle het hierdie oefening heeltemal oorwin en is nou soveel beter voorberei vir julle eksamen. Hou so aan met leer en baie sterkte. Julle gaan wonderlik doen.